Kom ons gee al ons kruiskykers 'n lekker handeklap. Halleluja! Dankie dat ons saam met u in die huis kan wees. Ons sien dit nie net as 'n reg nie, ons sien dit as 'n voorreg. En dankie dat ons vanmôre saam met u mag kuier. Ek dink dis Woensdag, moontlik by u huis vandag wanneer u dit sien, of u kyk na die Saterdagoggend herhaling. Ons gaan vanmôre die nuwe tema. Wie van u het opgewondenheid wanneer daar 'n nuwe tema is? Die maand, en hoekom doen ons temas? Ons is baie, maar ons is een. Alhoewel ons baie campusse is, verskeie kerke is ons een liggaam. Sondagoggende kom ons en ons is hier om die heiliges toe te rus vir dienswerk. Nou, u kan die klem sit waar u hom wil hê vanoggend. Ons is hier om saam in die woord te wees, sodat hierdie woord gebreek kan word orals waar u gaan hierdie week. Veral by die werk, veral by jou huis. Wie van u weet dat meer as ooit het jy nodig om die woord toe te pas in jou huis? Kom ouers, dis vakansie. Jy moet na die woord gryp. Halleluja. Gelukkig slaap meeste van hulle tot 1 uur toe. So jy hoef net planne te maak vir middagete. Maar in die aand as jy gaan slaap en hulle is besig om op die fone te wees, kom, het jy nodig om seker te maak dat daar 'n wakende ook daar is. Wanneer dit kom by die woord, pas hom toe, by die werk, by die huis, asseblief, wend hom aan. Hy's nodig om toegepas te word. En ek wil vanmôre net sê, dis hoekom ons onmoontlik so eenvoudig afbreek vir party mense. En dis nie omdat party slimmer is as ander nie. Nee, baie kere sê mense, ek pas hom nie toe nie, want ek verstaan hom nie. Ek praat van die woord. En ons wil vanmôre, veral wanneer ons met hierdie tema, hierdie maand ingaan, nadat ons van Januarie of regdeur tot nou die middel is van die jaar verby is, het ons temas gedoen, sodat ons op dieselfde bladsy kan wees, nie net in dieselfde boek nie. So hierdie maand is ons besig om die gemeentes die aandag te kan wys, dat ons is vreesloos, en dat ons gebed en ons hinkering, ons begeerte. Jong man, jong vrou wat vanmôre hier is, wanneer ons sê begeerte, dan praat ons nou nie van lus nie. Party mense stop my en sê, pastoor, jong, die Afrikaans wat julle daar by die kerk praat. So ek moet hom net so af en toe net afbreek, dat jy net verstaan. Daar's 'n trek, daar is 'n hinkering, daar is 'n begeerte wat ons het, na die wil van die Here. En ons kreet hierdie maand, reg oor hierdie maand gaan wees, laat u koninkryk kom. Laat die wil geskied. En ons het gepraat oor geloof, waaghalsige geloof, waar jy die streep uit die grond trek, en jy sê vir die wêreld, deur die woord te gebruik, sê jy dat ek glo die woord. En ons kies om vanmôre te sê dat ons eerder in die woord gaan opereer, God se liefde wat perfek is, en nie deur vrees gaan gemotiveer word of gebind word nie. Nou so kom Matteus 6 vers 10. Meeste van u sal hom ken, en ek het so 'n paar video's gesien van hoe 'n paar jong kinders hierdie gebed doen. Meeste van u sal sien dat is deel van die Onse Vader gebed. Nou Matteus 10 kom en Matteus 6 vers 10 kom en hy sê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Nou daar's 'n paar gedagtes, en laat my toe om so vir 'n paar minute net hier op stil te staan, 'n fondasie te lê, en dan gaan ons na die tafel van die Here toe gaan. Ons gaan dan die sakramente gebruik. Ons gaan dan die voorstelling van die liggaam van Christus. Party van ons ander familie in die geloof glo dat hierdie is die liggaam van Christus. Gaan ons later daarna toe gaan, en hierdie is hoe ons gaan hierdie woord in vervulling kry, deurdat ons aan die tafel gaan sit. Maar kos nie dinge beter nie, om aan die tafel te sit. Matteus 6 vers 10, deel van die Onse Vader, deel van die gebed wat die Here nou kom, en hy is besig met sy bergpredikasie. Hy is besig om sy eerste preke te lewer, en hy het 'n skare, hy sit by 'n berg, en daarom word dit die bergpredikasie genoem. Hy sit by 'n berg, en daar is natuurlik hoog en verhewe, en natuurlik ook oor die akoestiek wat daar is, kan baie van die mense luister, en hulle kan hoor, hulle kan ag gee op die woord, en selfs met die water in die omgewing, wanneer hy later op die
water sal loop, weet ons dat dis asof daar 'n amfitheater is. En hy het 'n gehoor. En hy kom en hy stel nie net homself bekend nie, en die mense wat al van hom gehoor het, hy leer mense nou hoe om te bid. En ek wil nie te veel fokus op die gebed in homself nie, ek wil fokus op Matteus 6 vers 10, en hoekom herhaal ek hom so baie, sodat u hom as amper van 'n oogpunt begin sien, want baie van ons wil skrifte hê wat ons moet memoriseer, en dis baie keer baie moeilik. Dis hoekom Psalm 23 jou gunsteling psalm is, omdat dit is die enigste een wat jy ken. Dis die enigste een wat jy agter jou ouma se deur uitgehikel, se toiletdeur uitgehikel gesien het. Party mense se doodskaduwee is dood en donker. Dis hoekom hulle die gebed agter die toiletdeur moes sit. Kom weet al daai plakate gesien. Hy hardloop gewoonlik saam met When Days Are Dark. Jy kan met daai verklaring oor jou lewe maak. Daar is 'n vriend wat nader aan jou bly as 'n broer. Kom Spreuke praat van hom, so in die donker dae kom hy en hy draai nie sy rug op jou nie. Hy's daar. En so sien ons hierdie gebed. En Christus kom en hy sê, julle het baie gebede wat julle memoriseer. En laat my ook net vir 'n oomblik stil staan deur te sê dat wanneer ons die woord verklaar, wanneer hier iemand is wat die woord verklaar, is dit nie net 'n geloofsbelijdenis wat ons aflê nie. Nee, dis woord wat ons in ons week inspreek. Dis ook woord wat ons laat gaan agter in die verlede in die week in, en hy's besig om te ontwortel. Elke woord van dood wat jy oor jou lewe gespreek het, kom hy en hy haal hom met wortel en tak uit, en ons los hom nie leeg nie, ons sit in ander woord wat kan vrug bring daar binne, in daai spasie. Hy kom en hy sê dat julle ken baie gebede en julle doen dit rituele en julle kom voor die Here en julle sê dit af, maar daar's geen lewe nie. Hy kom en hy leer vir ons as mens nie nou net nog 'n gebed wat net nog moet afgesê word sonder lewe nie. Nee, hy kom en hy gee vir ons die maniere wat dit is wat hy wil hê ons moet lewe in die atmosfeer inspreek. Sê vir die persoon langs jou, jy moet vanmôre luister sodat jou omstandighede kan verander. Jy moet vanmôre luister sodat jou omstandighede kan verander. Sien, ons wil baie kere dieselfde dinge doen, maar ons wil 'n ander uitkoms verwag. En daarom kan ons vanmôre ons gedagte met die woord beklee en ons kan sien hoe dit ons lewens transformeer. En hy kom en hy sê daar van vers 9 en hy sê, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is. En dadelik het 'n paar van ons een of ander geestelike spoedhobbel wat ons slaan. Want dit wil vir ons sê, maar dit wat ek gevoel het, is nou waar. Dit wat ek gevoel het en hoe verre is, dis nou waar. Want wanneer ek hoor, ons moet nou bid, en dis asof ek myself moet herinner, dat hy's daar en ek is hier, onse Vader wat in die hemel is. Die oorspronklike gedagte, wanneer ek na hierdie gebed sou kyk, sou gewees het, en wanneer ek verwys na Hebreëse gedagte, dan is dit maar net hoe mense in daardie tyd hierdie gebed sou verstaan het. Wanneer Jesus kom en hy leer, en hy sê, dis hoe ons moet bid, herhaal hy, en hy sê dinge wat mense, waar hulle was in die tyd, en dan sê hy, neem my juk op, wat natuurlik tweedelig is, dis die manier van hoe hy die woord kom interpreteer, dis nie net die juk wat op 'n nek gesit word van 'n os nie, hy sê, ek gee vir julle meer diepte in hierdie skrif, sodat hy kan lewendig word vir jou, want as hy lewendig vir ons word, dan gaan ons hom toepas. En so kom hy in die gedagte in die dag, was dit die oorspronklike taal, sê eintlik, onse Vader, wat nader is as die asem wat ek haal. Want ons wat buite verhouding moontlik met Christus staan, wat nie die weg tot die Vader gevind het nie, wat nog nie die Here Jesus aangeneem het nie, wat net gehoor het van hom, ons dink hy's daarbo, en jy verwys baie kere na hom as die man daarbo. Die ou baas daarbo, nee, wat hy doen is, hy stuur sy seun aarde toe, die liefling van die hemel stuur hy aarde toe, sodat hy verhouding met ons kan herstel. Sonde kom en hy breek die verhouding, hy maak gapings, en baie kere ons as kinders van die Here, kyk dat die persoon langs jou sê, jy is 'n kind van God.
Sien, baie keer as kinders van die Here in steede van brûe bou, om verhoudings met mense te herstel, om verhoudings met God te herstel. Sien, ons het 'n bediening van versoening. Ons het 'n bediening om die goeie nuus aan mense te gee, in steede van om brûe te bou, om te sê, kom van daardie kant na hierdie kant toe. Dis wat Christus is, hy kom in die kruis bou 'n brug na die Vader toe, in steede van brûe bou ons mure. Hierdie gebed breek daardie mure af. Hierdie gebed maak seker dat ek verstaan dat hy is nader as die asem wat ek haal. Ja, ek sê, onse Vader wat in die hemel is, hoekom? Later sal ek hoor dat ek saam met hom in hemelse plekke sit. Ons regeer saam met hom. Dan is dit nie nou net meer, hy is ver, ek is hier, nee, hy is nader as die asem wat ek haal. Hy is in alles wat ons doen. Belangrik om vanmôre te verstaan, sê daar so, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dit kom nie net en sê waar God is nie. Dit kom en sê vir ons, hy is naby by ons en hy moet geloof en prys word. Dit sê vanmôre vir ons dat verhouding, wanneer dit kom oor verhouding en in verhouding met God staan, beteken dit dat baie kere gaan ek nie altyd voel om sy naam groot te maak nie, maar laat sy naam geheilig word. Ek wil vir julle vanmôre sê dat daar is selfs fisiologiese voordele om jou hande op te steek, jou hande saam te slaan. Hoe meer hulle daarna begin kyk en hulle praat van al hierdie drukpunte. Hulle begin te kyk nou hoekom ons so geneig is om op die tafel te wil slaan met ons vuiste wanneer ons kwaad is. Hulle sê dat daar sekere en nou ons glo nou nie in die energie en in die manier hoe hulle dit verduidelik nie, maar daar sekere uitlaatkleppe in jou liggaam wat nodig is om gedruk te word sodat jy nie sal vasgevang word in die oomblik nie. En een van daai punte is hier op jou hande en in die res van jou hande, soos wat hulle sê in jou voete nou. Ek is nie besig om reflexology vanmôre te promoveer nie. Nee. Wat ek vir jou sê is God en hy weet en het altyd geweet wat hy doen. En ons kom en ons het nodig om hierdie vrylating te kan hê. En selfs as jy jou hande oplig, sê die medisyne deesdae dat daar is drenering van jou limfkliere wat plaasvind. Dan is daar ander skrifte in die woord wat sê dat as ons nie die Here gaan prys nie, dan gaan die klippe dit doen. En dan is daar psalms wat sê hoe die bome hande klap. Onse Vader wat in die hemel is, beteken nie net hy is ver nie, hy is nader as die asem wat ek haal. Laat u naam geheilig word. Kom en word geaanbid, kom en word geheilig in my situasie. Sien, ek moet dit verstaan, want sien, wanneer ek reg na die volgende skrif toe gaan, na vers 10 toe, onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, dan moet ek verstaan dat ons is deel van sy heerskappy. Ons is deel van God se gedagte. Ons is nie hier om wet en orde te handhaaf en almal in orde te hou en sê wie doen reg en wie doen verkeerd nie. Daar's verskeie maniere wat jy na die koninkryk kan kyk. Party mense, en ek gee dit hier vir iemand as fondasie om net vas te hou, want die heel maand gaan ons hom uitpak. Party mense kyk na die koninkryk van die hemel, die koninkryk van God, en al wat hulle sien is die koninkryk van die hemel om eendag in te woon. En hulle vergeet dat ons het nou die voorreg, ons het nou die geleentheid om hemel aarde toe te bring. Deurdat die hemel enige plek en elke plek, en ek sê nie asseblief, ek gaan nie u kaartjie van u wegvat, ek gaan nie u opgewondenheid om eendag by hom in te woon van u wegvat en sê ons gaan nie meer so nie, dis nie wat ek sê nie. Ek sê in steede van om te wag vir eendag, kan ons hemel vandag ervaar in my finansies, in my fisiese liggaam, in my familie, oral waar ek gaan. Laat u koninkryk kom, laat hemel op aarde kom, want hemel is waar God is. Hy is waar sy teenwoordigheid is. Hemel is waar God se woord aanvaar word, waar God se woord toegepas word. Nou ek weet, toe jy net begin uitgaan het met jou vrou, het jy haar gebul.
Daar was sekere dinge wat jy gesê het, soos, jong, is jy nie moeg, is jou bene nie moeg nie. Jy het heel nag in my drome rondgehardloop. Jy het gesê, is jy seker ek moet nie 'n ambulans kry nie? Want jy moes seer gekry het toe jy uit die hemel uitgeval het. Nou ek hoop jy het nog steeds 'n hemelse ervaring. Na jare se getroude lewe. Die hemel, teenwoordigheid van God, maak die hemel. Daar's party skrifte en u sal dit hoor as ek jou getrou het, of as jy by een van die troues was wat ek gedoen het, dan sal jy gehoor het, baie natuurlik geluk vir die twee pas verloofdes, wat daar in die hoekie sit. Halleluja. Maar jy sou gehoor het hoe ek gesê het, om liefde of om lief te hê, is om God te ervaar. Om lief te hê, is om hemel te ervaar. Sien, is belangrik, dat wanneer ons bid, en die altaarwerkers wat gereed is vir die tafel, julle kan nader staan. Sien, want ek wil hê jy moet terugkom. Ek wil hê jy moet na die volgende dienste kom, wanneer ons gaan praat oor, laat u wil geskied, laat u koninkryk kom. Dit is meer as 'n gebed, dit is 'n leefstyl. Dit is hoe ek na die Here toe gaan. Dat u en ek het 'n opdrag. Ons het 'n opdrag, en hier is hoe hierdie opdrag, hier is hoe hierdie mandaat, hier is hoe hierdie doel, hier is hoe my planne neergelê word, hier is hoe ek verseël word deur die tafel en die gehoorsaamheid wat daarmee gepaard gaan. Sien, en ek het 'n bediening binne in die huis, in 'n geestelike huis waar ons God se mense bedien, maar dan het ons 'n mandaat of missie buite die huis. En wanneer ons sê, laat u wil geskied, dan gaan ons in hierdie maand gaan ons begin soek wat dit is wat die Here se wil is. Is God se wil vir jou lewe, vir jou en jou liggaam en jou lewe, om gesond te wees, om voorsiening te hê, is God se wil. Ek hoef nie te bid en te sê, Here, as dit u wil is, maak daardie persoon gesond nie. Ons weet dit is sy wil. Hy wil jou met lang lewe seën. En dan het ons nodig om te weet, om die hemel op aarde te laat kom met ek en u. As jy wil, kan jy net so die persoon so langs jou saggies, nie hard nie, net so tik op die laaste ribbietjie. Ek weet nie of dit die een is wat ons nou mis, en wat van gemaak, wat vrou van gemaak is. Maar u en ek het 'n opdrag, om hemel op die aarde te bevestig, om sy wil te laat geskied, om die koninkryk te laat kom. En daarmee, hoe gaan ons daar uitkom? Deur om 'n getuie te wees. Bediening binne in die kerk, mandaat en missie buite die huis, om siele te wen en om disippels te maak. Hoe raak ons vreesloos? Hoe raak ons van ons vrees ontsla? En wanneer ons praat van vreesloos, dan sê ons nie meer bang nie. Ons sê nee, ek gaan nie meer in die teenoorgestelde gees as van geloof opereer nie. Eerste ding wat my hart wil pak, wanneer daar meer dae as geld oor is vrees. Eerste ding wanneer jy by die hospitaal inkom, of wanneer iemand 'n noodgeval of 'n ongeval het, of wanneer jy kyk na of 'n bloeddruk of 'n suikertelling, is vrees. Vrees is geloof in die nuus wat die vyand na jou toe bring. Maar geloof kom deur die gehoor van God se woord. En sien, vir my om vreesloos te raak, het ek nodig om uit te stap, uit te klim uit die boot uit, om siele te wen, want dis baie keer waar ons baie keer vasgevang is. Wat gaan mense sê as ek hulle van die goedheid van die Here vertel? Wat van as dit die sleutel is, wat jy nodig het om toe te pas, om uit hierdie tronk sonder tralies te kom, vreesloos. Dis hoe ek die koninkryk laat kom.
God se heerskappy, God se manier van dinge doen, laat kom. Ek wil waar begin het. Begin vanoggend by 'n diens soos hierdie. Waar in die nag dat die Here Jesus verraai is, dat die brood geneem en hy het dit gebreek. Het gebid vir ons wat vanmôre hier sou wees, wat deel van die opdrag sou uitvoer, waar ander sê, hulle dikwels is 1 keer 'n jaar, ander moontlik by tye waar daar begrafnisse is, en ons dikwels is 'n daaglikse herinnering. Ja, ons doen hom 1 keer 'n maand hier, u kan hom elke dag by die huis doen. Eintlik beveel ek dit aan dat families en mans en vrouens, veral wanneer jy by 'n plek is waar daar dinge is waarvoor jy God vertrou, dat mans en vrouens en families in die oggende sal opstaan en saam sal nagmaal neem. Hoekom? Want ek herinner myself, my omstandighede, my huis, aan dit wat vir ons gedoen was. Kyk, ons lewe in 'n tyd waar mense gefokus is, meer as ooit, waar daar nou lig geskyn op dit wat aan jou gedoen was, en jy kry geleentheid om daar deur te werk, nie oor dit te kom nie, deur dit te werk. En baie kere dan staan ons daar stil by wat aan my gedoen was. En dit maak dat ek nie 'n getuie is nie. Dit maak dat ek deel van 'n regspan raak, ja. Maar in steede van die getuie, raak ek die regter en die aanklaer. Hierdie tafel herinner my vir dit wat vir my gedoen was. Vanmôre, as ons aan hierdie tafel deelneem, neem dit, deel daarmee, neem daaraan deel, omdat dit 'n liggaam, nie net hy nie, sy liggaam was, wat vir jou gebreek, wat vir jou gekruisig, was sy bloed, wat vir ons uitgestort was. So het hy gesê ook die beker, simbool vir my bloed. En so dikwels dat ons aan hierdie tafel deelneem, herdenk ons, dink ons na, dink ons weer aan, mediteer ons op. Dis hoe die koninkryk van God aarde toe gekom het. Hy was die woord wat vlees aangeneem het en onder ons kom woon het. Nou met hierdie tafel vanmôre is daar 'n opdrag op elkeen van ons om die woord te wees wat vlees aan te neem, wat vlees moet aanneem en na jou werk toe gaan, na jou huis toe gaan en vreesloos te wees, sonder vrees, sonder geloof in wat die vyand sê, want wat God sê is meer belangriker. Vader, ons bid vanmôre soos wat U gedoen het. Here, hierdie simbole geseën. Here, tot op die dag toe U aan die kruis sterf vir ons, Here, was hierdie net nog 'n ritueel. Maar U lê U lewe neer en U laat hierdie tafel vanmôre vir ons lewendig word. Ons seën vanmôre, Here, die simbool van U liggaam en simbool van U bloed. Dat wanneer ons daaraan deelneem, wanneer ons dit opneem, wanneer ons dit deel maak van ons lewe, sien ons die voordele van 'n lewe wat neergelê was vir ons. Seën dit in Jesus naam. Amen. Kom ons bedien vanmôre ons familie en ons wag vir mekaar. Ons wag om saam te eet. Mans en vrouens wat vanmôre hier is, deel jou beskuitjie moontlik met mekaar. Vanmôre is daar 'n altaar uitnodiging vir U ook, selfs terwyl U aan hierdie tafel sit en deelneem. U mag moontlik siekte of gebrokenheid in U liggaam hê. Ervaar vanmôre die herstel van die Here. Daar mag moontlik families wees wat deur moeilike tye gaan,
ervaar vanmôre hoe hy u was en bedek, beskerm. Sit net vanmôre daar waar jy is, terwyl die lofprysing aanbiddingspan net oor ons speel, die klanke van die hemel oor ons losmaak. Dink aan wat hy vir u gedoen het, vir my gedoen het, vir ons gedoen het, aan die kruis. Ek weet nie waarvoor u tans die Here vertrou nie. Maar hierdie is jou maand, hierdie is jou oggend, hierdie is jou naweek, hierdie is jou week, hierdie is jou dag van deurbraak. Want daar was bloed gegee, 'n liggaam aan 'n kruis geslaan. Hulle het nie sy lewe van hom kom en weggeneem in die sin waar ons sê hy is vermoor nie, nee. Hy het sy lewe oorgegee, neergelê. Terwyl ons wag dat die agterste blokke bedien word, as jy voor in die voorste rye wil opstaan en ons gaan net wag dat almal bedien is voordat ons gaan saam eet. Kom ons sing net 'n lied tot eer van die Here. Here, ons loof U. Hosanna, Hosanna, Hosanna. O, in die hoogste. O, ons loof U vanmôre. Wat in die hoogste hemel woon. O, Here, ons loof U. Hier om U te aanbid vanoggend. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Teenwoordigheid van die Here. Lyk vir my of meeste van ons in die huis simbole ontvang het vanmôre. Kom ons eet vanmôre saam as familie. Ons vertrou die Here vir 'n deurbraak in liggame waar dit nodig is. Ons spreek lewe oor ons lewens en ons families. So neem ons ook deel aan die simbool van sy bloed. Here, ons loof U. Hosanna, Hosanna. Terwyl die lofprysing en aanbiddingsman so sing en altaarwerkers moontlik besig is om van die glasies op te neem, wil ek vir U vra as U vanmôre hier is in hierdie huis en jy ontbreek van hemel in jou lewe, is hierdie geleentheid. Jaco, wat vra jy? Ek wil jou vra as jy nog nooit die Here Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker nie, hierdie is 'n geleentheid wat jy dit kan doen. Dis my eerste uitnodiging vir mense wat Jesus wil aanneem. Wat sê ek wil hê hy moet inwoon in my lewe of ek wil terugkom na die Here toe. Ek weet dit gaan baie moed kos, maar ons preek oor 'n vreeslose kerk. Gaan baie durf van jou kos, dapperheid van jou kos om net uit te stap. Ek weet daar's baie kere dat ons eers vra, mense moet hulle hande opsteek, maar as dit U vanmôre is, jy sê ek identifiseer dat
Ek ontbreek hemel in my lewe. Ek wil vra dat jy vrymoedigheid sal vat om uit te stap. En net die voor toe kom staan, ek wil graag ook, nie omdat u minder belangrik is as ander nie. Ek wil vanmôre ook ander die geleentheid gee, dat ons saam kan stem met lewe oor hulle lewe. Soos daar enige iemand is wat vanmôre sê, ek wil die Here Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker. Vat vrymoedigheid, stap uit. As jy vanmôre hier is en jy het siekte in die liggaam, jy sê, Jaco, bid net asseblief saam met my. Ek hoor jy praat van hemel, maar op hierdie stadium ervaar ek alles behalwe dit. Daar's hel in my finansies. Ek ontbreek hemel in my familie, in my gesondheid. As jy vanmôre gebed nodig het in enige area van jou lewe, vat vrymoedigheid. Kom staan hier voor, kom, dat ons saam met u stem. Die woord sê, waaroor 2 of meer saamstem, en selfs wanneer dit is oor enige saak, soos sal dit hulle ten deel val, soos wat dit die Vader se wil in die hemel is. Wat bid ons? Ons bid God se wil. Hierdie maand gaan ons God se wil leer ken. As jy vanmôre gebed nodig het, kom uit. Hoekom is die altaar spasie kleiner hier as by ander kerke, want ons wil die spasie tussen die verhoog en die mense inkort, dat u kan weet, u het vanmôre, u is binne bereik van die genade van die Here wat genoeg is. Maak nie saak hoeveel keer u vooral was nie. Kom uit, vat vrymoedigheid, laat ons lewe oor u lewe spreek. Wat in die hoogste, o hemel woon, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Here, ons loof u. As ek nog van ons dames, wat deel van die bedieningsspan is, kan vra, kom bid vir ons dames hiervoor. O, wat in die hoogste, die hoogste hemel woon. O, die hoogste. Ons gee hom al die eer. Ons gee hom al die lof en aanbidding. Hy is ons deurbreker. Ons loof u. Kom ons steek ons hande uit, Here, ek dank u vanmôre, Here, u het hierdie versoek gehoor, Here, ons dank u, Here, in hierdie oggend, wanneer u jou oorweldig met u perfekte liefde, Here, sien ons die doel, die raad, die plan, die koninkryk kom, Here. Ons dank u van haar hoof tot by haar voetsole, in die naam van Jesus, dank ons u, Here, dat u die werk voleindig wat u begin het, Here. Dat aangaande haar die engele bevel gekry het om haar op die hande te dra, Here, sodat sy haar voet teen geen klip sal stamp nie. En daarom dank ons dat u gaan vooruit, Here, u is in die nou, Here, u is besig, u bloed, Here, maak seker dat dit wat in die verlede is, onder dit is, toegemaak is met dit, en in die dag, Here, hierdie dag, Here, ervaar sy triomf, Here, oorwinning, Here, en u gaan ook vooruit. Dankie, Here, dat u woord sê baie planne is in 'n man en in 'n vrou se hart, maar is die raad van die Here wat sal bly staan. Dankie dat u vir haar deurbreek as seën vanoggend, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus. Ons gee hom al die eer. Hy is groot, hy is goed. Halleluja. Broer John, kom sluit vir ons af.
As u nie gewoond is na die aanddiens toe kom nie, bring maar vir jou warmwatersak saam en 'n kombers en kom en woon vanaand se diens by. Ons kom met groot verwagting. Halleluja. Vader, in die naam van Jesus, dankie vanmôre vir die ontvanglike woord, Here. Here, ons het vanmôre bely, ons het hierdie lied gesing, dat elke knie sal buig, Here, en elke tong sal bely, en vanmôre erken dat U is vanmôre die koning, Here, van alle konings, my God, Here. Dankie vanmôre dat ons kon deel het, Here, aan die liggaam, my God. Here, die bloed wat gevloei het aan die kruis, Here, die bloed het nog nooit sy krag verloor nie. Ek dank U vanmôre vir die opstanding krag, Here, oor hierdie volk se lewens, my God, Here. Ek bid vanmôre die krag van U, Here, oor hierdie volk, Here, dat U hierdie volk sal bewaar, my God, Here. Ek bid vanmôre af dit 'n blessing, Here, in die naam van Jesus Christus. Ek dank U vanmôre, Here, vir die bloed, my God, Here, en dank U vir die genesende krag vanmôre, wat vanmôre vloei van die altaar oor elkeen se lewe vanmôre in hierdie vergadering, Vader. Ek sê vir U dankie, my God, Here. Seën vanmôre hierdie volk, Vader, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen.